En ek het net 'n kortvers wat vir my aanmoedig om te kan staan ten alle tye, irrespective of what comes your way. Soos die koor ook sê, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways you cannot see. But God will make a way for me. Hy werk op maniere waar ons nie kan sien nie, en ons as mens wil ons maar altyd sien. Amen. En nou Efesiërs 6 vers 13 lees as voor, dit sê, en nadat jy alles gedoen het, staan. Ek hou van so 'n kort asemhalingsskepping te doen terwyl die skrif melding maak, en nadat jy alles gedoen het, staan. Nou dink jy hoe baie jy al gedoen het. En die wat jy nou ondervind in jou lewe in. Nou dink jy, wat het jy al alles gedoen? Hoe jy daar gewys het vir mense wat in nood is. En sy is nou nog daar. Sy dink nou nog om hulle. Sy is nou nog besig om dinge uit te wil werk vir familie, en selfs vir jou eie familie ook. Amen. Selfs vir jou verhouding ook. En die woord maak melding dat na jy alles gedoen het, nagte opgesit het, gedink het, hoe gaan ons dit maak? Maak die woord melding en dit sê, staan. En sy het net gesê, ek kan nie meer nie. Maar hier sê die woord, die skrif, moedig jou aan om te staan. Nou ja, daar is seisoene in die lewe wat vir ons onmoontlik lyk, man, om op te staan. Ons almal kry seasons in ons lewens in. Daar's goeie seasons en daar's slegte seasons. Daar's 'n season wat jy kan harvest en daar's 'n season wat jy moet plant, en ons almal kry daardie seisoene in ons lewens in. Wanneer die druk van beproewinge jou druk, wanneer die winde van teëspoed harder as ooit waai, en wanneer dit voel asof alle krag weg is dit die oomblikke wat jou geloof toets. Ja, jy kan nie sê, het kom in jou pad, nie. Jy kan nie sê, ek probeer elke dag, maar hier ondervind 'n mens ook seisoene in jou lewe waar het jou geloof toets. En wat sê apostel Paulus? Apostel Paulus het iets geweet van daardie soort oomblikke. Hy het iets geweet. En uit 'n tronksel uit het hy die woorde neergeskryf. Om alles gedoen het om te staan. Hy skryf hierdie woorde uit 'n tronksel uit. Nadat jy alles gedoen het, staan. Hoe staan 'n mens as jou knie swak is van 'n hartseer? Hoe staan jy as jy teleurstelling
jou keer op keer plat slaan. Die antwoord word nie in ons krag gevind nie, maar in God. Dis waarom lean against the one who never fall. En dit is God. Dit is God. Lean teen die een wie nie val nie. Huise lê in skerwe, want jy lean teen iemand wat net 'n mens is, wat jou ook kan 'n teleurstelling gee. Soms leen ons op ons werke, op ons pay, môre word ons weggejaag, môre kan iets met jou gebeur, en sy is nie meer so fit. En jy het geleen teen hierdie arm, jy het gesteun op die arm van vlees, en die arm van vlees kan teleurstel. Vervloek is hy wat steun op die arm van vlees. So die krag lê by God. Halleluja. Ons stap vanmôre mooi en ons gaan netjies loop rondom. Dat jy moet staan, man, irrespectief wat, staan. Moenie vir jou gaan loop en agteruit sit. Moenie dit wat jy het net so gaan neergooi nie. Jy was miskien iemand wat 'n goeie bakker gewees het. Jy was miskien iemand wat 'n goeie besigheid idee het. Maar nou die al die teleurstellings en die wat jy al oorgekom het, voel jy net, ek stap weg. En nou begin jy jou te isolate. En is nie lekker om isolate te voel nie. Nie deur wat nie, maar deur die dinge wat al vir jou so gedryf het. Voel jy net isolation. En die vyand, hy fluister. The enemy whisper. Niemand verstaan nie of jy is die enige een wat die deur gaan. Jy is nie die enige een in hierdie stryd nie. Jy is nie die enige een wat die deur gaan nie. Jy is nie. En dit is die waarheid. Die wat die enemy so whisper, wat jy in jou stille plek is, dit is not true me. Dit is die waarheid. You are not the only one going through the season. En die Bybel is vol mense wat gesukkel het om op te staan onder die gewig van lewe. Life will put a weight on you that it will makes you feel like you won't be able to stand up. But you are not the only one. The Bible is full of people who also felt the weight of this life. 1 Konings 19, it speaks of a mighty prophet, Elijah. He called fire out of heaven. Hy roep vuur uit die hemele uit. En het een keer onder 'n besembos gaan sit en God gevra om sy lewe te neem. Calls fire out of heaven. And when life's weight is so hard, he go under beneath the tree. And he lie down and he ask God to take his life. See, ek wat dit sê nie. 1 Kings 19. That's why I say I don't want to talk without the evidence.
David, a mighty warrior. He writes in Psalm 6 verse 6, he says, ek is uitgeput van kerm. Die hele nag oorstroom ek my gebed met geween. Psalm 6 vers 6 maak melding. Ons praat hier 'n ding wat uit die lug uitval nie. Ons praat 'n ding van bewyse wat ons sien, wat ons lees. Ons praat hier 'n ding wat gefluister is in ons oorie. Ons praat hier 'n ding wat vir ons getel is in die geheimie. Because it's easy to get the Bible and you just start to read Psalm 6 verse 6. A mighty warrior. A winner. But at the end of the day, he write down, I'm tired of weeping at night in my bed. God sees you. And God hears your cry. En nou gaat ons Mattheus 26 vers 38 toe. Jesus self in die tuin van Getsemane was so ontsteld dat hy druppels bloed gesweet het en gesê het, my siel is oorweldig met droefheid tot die dood toe. Ek wil vir jou sê, man, stand, irrespective of what comes your way, stand. With God, you can make it. With Him, you can take it. With Him, you can stand. Staan. Jy is nie alleen nie. Nou as hierdie manne so swak gevoel het, van geloof, dis nou manne van geloof, en hulle het ook so swak gevoel. Ons is mens, ons kan ook so voel. Maar jy moet nie uitval nie. Jy moet nie bly lê nie. Jy moet staan. Wat saak maak is wat hulle volgende gedoen het. Het hulle tot God gewen. Moet jy bly lê nie, man. En die krag om op te staan, kom van God af, man. In Efesiërs 6 herinner ons dat ons is in 'n geveg, man. And it's a spiritual battle that we are in. It is a reminder to remind you that you are in a battle. We are in war, but in a spiritual battle. En dit is hoekom Paulus vir ons sê, trek jou volle wapenrusting aan. Trek het aan. Sy veg nie 'n geestelike geveg met vleeslike krag nie. Jy kan nie met menslike wilskrag alleen staan nie. Dis waarom sê Paulus, wees sterk in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek waarheid, geregtigheid, geloof, verlossing, die woord van God aan. En nadat jy alles gedoen het, staan.
Om te staan gaan nie om te beklei nie, man. Hardloop of om dinge reg te maak nie. Soms om te staan beteken net moet jy ophou nie. Om te staan beteken moet jy ophou nie. Moet ook jy jou waarde verloor nie. Moet ook jy die mens wees te verloor die al die dinge wat vir jou geestelik uitdrei nie. Wat vir jou uit mekaar het laat val nie. Bid nog 'n keer. Al is het seer, staan op. Beweeg. Open the word of God. Althou voel jou hart koud. En kies om God se beloftes te glo wanneer jy ook al in so 'n toestand is wat jy niks meer wil glo nie. So jy kan geknak voel, jy kan wankerig voel, jy kan gekneus voel. Maar as jy staan, wen jy steeds. As jy staan, dan wen jy. Jou standpunt in 'n getuienis verander. Dit is wat dit is. Jou getuienis kan 'n standpunt vir iemand wees. Iemand wat dit nodig het. Iemand wat dit maak. En een van die inspired en kragtigste getuies vir my is